U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Die laaste lewe van Tim Tom Taljaard, geskryf deur François Verster, voorgeles en verwerk deur Estel Rousseau. Die laaste lewe van Tim Tom Taljaard is die sonderlinge verhaal van 'n kat wat sy eie storie vertel, in die tradisie van Japaneese katstories, maar 'n eerste in Afrikaans. En hoe hy weens 'n fratsongeluk besef dat hy skielik taal kan verstaan en 'n vreemde behoefte by hom ontstaan. Kenmerkend van hierdie verhaal is die skranderkat se skerpsinnige opmerkings, veral sy beskrywings van die gesin waarvan hy deel is. Dis die skrywer se 12de boek en bevat al die beste eienskappe van sy skryfwerk. Episode 9. Maar dit was ook nie alles 'n droom nie. Of is dit nou 'n droom? Die soort wat mense nagmerries noem. Nee, ek sit tog wakker en ek kan 'n vreeslike gewoel onderhoor. Pandemonium. Dis so 'n mooi woord, soos ontplof. En op. In elk geval, enige daarvan, of almal, is vandag toepaslik. Want Casper is weg, Jenka loop rond en Chunk soos 'n baba. Nana kom nie uit haar kamer nie en papa en missus het elkeen 'n motor gevat en ry in die buurt rond. Ek en Frikkie kyk na mekaar. Ek kan sweer hy lyk tevrede. Maar ek het nie tyd vir idioote nie, ek moet help. Waar sal 'n klein bang katjie heen gaan? Eerstens, is hy voor uit die erf, of is hy agter? Nie agter nie. Hy sou nou al beangs gemel het. Almal sou hom gehoor het en hy is te klein om oor die muur te kom. So, voor, die palissade. Daar kan hy maklik deurgaan. Ek sal eers na die drein onder die sypaadjie kyk. Ek verpes dreine. Ek grawe my agtervoete in die sand. Mik, spring. Op die muurtjie langs die garage. En ek het vergeet. Ek kan nie oor die straat nie. Maar ek moet. Papa en missus sal nooit vir Casper kry nie. Hulle ry op en af in die strate asof Casper in die straat sal sit en wag om gevind te word. Mense, so slim, maar ook so onnosel. Of het hulle maar net lui geword met al hulle masjiene en goeders. 'n Geraas laat my opkyk. Om die draai kom dit, in die straat op, al nader. Die ding wat my ore laat pyn, wat soos 'n fiets lyk. Dit laat my bewe. Ek hurk laag. Verby tot op die hoek daarbo. Nou raas dit verder, af na waar die perd by die kruis staan. My stert piet sommer van self en 'n rammeling kom uit my maag. Ek lek my lippe, knip my oë. My stert swaai stadig. Ek haal stadiger asem. Die straat is weer stil en leeg. Fokus. Dis wat ek nou moet doen. Watter kant toe? By die palissade kry ek missus se reuk. Die goed wat sy so aanspuit dat ek wil stik. Ek stap aan, tot by die lamppaal waar Frikkie graag sy ding doen. Praat van reuke. Dit stink so dat ek geen geurtjie van Casper kry nie. Is hy dan ander kant toe? Missus? Sy was by die buurvrou. Toe ek gedroom het van papa en sy vriende wat TV gekyk het. Ek hoor hulle geskree met 1 punt. Ons wen met 1 punt. Lekker. Nes met die Franse. En die Engelse? Haha. Kyk hoe
gaat lyk die klomp nou? Kyk daai een chunk. En Mrs. het ingekom van langs aan af. Na Nana se kamer gegaan en daar gebly tot het weer stil geword het. Toe kom Jenka en begin na Casper roep. Mrs. skel op papa. Jenka maak haar stil. Help soek. Nana kom ook help. Frikkie begin snuffel en blaf. Almal kyk waarvoor hy blaf. Dis 'n Hadida op die bure se dak. Almal ignoreer vir Frikkie verder. Dis wat gebeur het, maar dit help my nie. Ek kan steeds nie dink waarheen 'n bankkaartjie sou vlug nie. Ek sou agter die braaihoek gaan wegkruip het, maar ek het klaar gekyk. Selfs Frikkie was al daar, snuffelend aan sy eie drolletjies. Nee, hy is by die erf uit en wag, hier sit 'n paar hare aan die bure se voorhek. Definitief Casper se. Hy's hierin. Ek bedink die ding. Die Khumalo se hond is lankal dood. 'n Vriendelike bond brak met die naam Shep. Ek onthou nog sy ronde oogies. Papa het gesê border collies is baie slim. Kyk daai geel oogies. Hulle het nie weer 'n hond gekry nie. Ek kan ingaan. Die muurtjie langs die huis is lekker laag. Binne-in is daar baie plante. Ek sluip verder. Casper se hare sit aan 'n plant met skerp blare vas. Ja, dis sy reuk. Dis sy hare. Wat hoor ek? Dis hy wat mel. Daar op 'n ding wat oor die watergat, swembad getrek is. Dis 'n seil, het ek Mrs. hoor sê. En ook dat hulle nie die seil heeltemal oor die swembad trek nie. Wat beteken goggas daarin, om te broei. Muskiete en goggas, so mooi. Casper sien my. Ek kyk na die huis. Niemand te sien nie. Ek kan na hom toe gaan. Casper miauw harder. Hy begin met sy lompootjies waggel en val in die water. Nee, net nie dit nie. Ek moet gou maak. Hy spartel wild. As hy net nie onder die seil ingaan. Maar hy het. Ek sal moet ingaan. Die water is koud en vuil. Casper is nou onder die water. Waar is hy? Ek moet asem kry. Maar die seil druk op my. Ek raak moeg. My agterlyf is sonder krag. My voorbene, ek kan vorentoe beer. Hoekom was my bene nie langer nie? Maar ek moet aanhou. Hy is hier iewers. Reg voor my. Dit moet hy wees. Sy nekvel. Ek moet hom daar vat. Hou op beklei, Casper. Ek wil help. Goed. Dis goed. Ons is nou weer onder die seil uit. Daar is die trappies. Dis vlak genoeg op die boonste een. Hy kan nog uitkom. Maar ek is so moeg. My agterbene is lam. As ek nog jong was, dan een laaste inspanning. Stoot hom teen die trap op. Hy het sy voorbene op die kant. Maar my bene is nou te swaar. Ek kry nie asem nie. Casper is op droë grond. Hy is uit. Gooi op. Hy is veilig. As ek net op die boonste trap kan kom. My naels gly. Ek gly. Ek is te moeg. Net moeg. My kop voel so dik. As ek onder die seil. Dis donker. Die water is vieslik. My maag ruk. My voorbene sak af. Is dit Casper wat so miauw? Goed. Dan is hy tog veilig. Ek is baie naar. My maag is vol van iets wat my mislik maak. Ek ruik die water. Dit kom by my neus uit, oral uit. My kop klop, my oog pyn. Dit brand baie. Maar ek is nie meer in die water nie. Ek is op 'n sagte lap. Handdoek. Ek hoor katte, honde en mense. Ek ken hierdie plek. Die hokkies. Ek's weer hier. En papa? Kom hy my weer haal? Of is dit my einde? Ja, ek hoor sy stem. Ek wil opstaan. My bene bewe en vou onder my in. Papa, help my hier uit. Ek wil huis toe gaan.
Iets vee oor my oog en ek sien papa langs my. Hy vryf met 'n ding oor my gesig, handdoek. Nou sien ek nog mense. Die vrou in die jassie, sy's altyd hier. Sy praat met papa. You can take him home, sir, but keep him warm. Let him rest. Papa tel my op en laat my teen sy skouer lê. Ons gaan huis toe, Timmy. Wees net rustig, my dapper kat. Rustig. Ja. Ek is baie rustig. Nou, papa sit by my, Missus sit voor. Ek lê stil. Ons gaan huis toe. Dit voel asof alles om my sagter word. Die geluide, die lig. Ek word wakker op papa se stoel. Ek is alleen. Maar dis die huis. My huis. Ek is baie dors, maar die gedagte aan water laat my opruk en ek sak weer neer. Die bank begin draai onder my en ek huig na asem. My kop is baie seer. Ek luister vir die stem. Niks. Dit is lig. Oggend. Papa en Missus is by my. Casper ook. Die ou dingetjie skuur teen my, maar ek is so moeg, wil net slaap. As hulle my net kan help om my tong terug te kry. Dit voel dik en hang uit. Papa druk iets tussen my lippe deur. Ek ruik dit. Water. Ek sluk. Ruk op. Hy vee my gesig af. Saggies. Ek begin beter voel. Kom julle, sê papa. Ons kom later weer. Timmy, slaap maar nog. En ek slaap. Toe dit donker word, is ek wakker. Die huis is stil, wel, amper. Casper lê styf teen my en spin. Sy lyfie ruk en ril, hy droom. Ek het nie krag om hom te lek nie, maar ek kan een voorheen beweeg en dit oor hom hou. Ons slaap. Nena, ek hoor haar aankom. Slof, slof. Ja, dis sy, nie Missus nie. Ek loer op na haar. Sy streel my kop baie sag. Haar vingers is koud en klam en dit ruik na warm gras. Ek maak my oog toe. Sy gaan sit op die bank langs papa se stoel, die een waarop Mia graag gelê het. Toe praat ou Nana. Little pumpkin, you are so precious. You are really, really very special. And I think you cannot only hear me. I believe you can understand me. Ek kyk na haar. Wat weet die ou vrou? Is sy 'n heks, soos papa al gesê het? Heks. Hulle wat in die nag vlieg, soos uile en vleermuise. Vleermuise. My oog gaan toe. I don't know if animals can understand language or just imitation, sê sy. Whatever the case may be, I want to read you a story. Sy maak 'n klein boekie oop. It's about animals, both stupid and smart, and all of them could talk. Ek sien 'n prent van 'n vark en 'n perd. Toe maak ek my oog toe en luister. Sy kekkel aan en aan oor revolusie, produksie en ander woorde wat ek sal moet opsoek. Nana's reg, ek verstaan nie veel nie. Net 'n paar woorde klink bekend. Maar wat ek wel weet, is dat ek self wil lees. Ek is seker daar is boeke op papa se rakke wat ek kan verstaan. Sy lees in 'n mooi warm stem oor dinge wat my aan die plaas laat dink. Die storie begin by diere wat in 'n skuur is en 'n vark praat met hulle. Sy naam is Major. Soos 'n soldaat, sê Nana. My man was 'n soldaat, Timmy. Sy naam was Jack. Major Jack Hogg. Dis hoekom ek van hierdie storie hou. Wel, dis een van die redes. Toe is hy op die grens gewond. Toe het ons 'n plot gekoop langs die Taljaard se plaas, die een waar jy vandaan kom, Timmy. Ek weet wat farm is en ek weet die storie, soos Nana dit noem. Storie gaan oor diere wat kan praat. Dit maak my opgewonde, want ek wil sulke diere gaan soek. Casper en Frikkie sal my nooit verstaan nie. Ek verstaan hulle ook nie meer nie. En nou besef ek nog iets. Elke keer as ek uit die hokkies kom, voel ek anders.
Minder soos ek altyd gevoel het. Miskien meer soos 'n mens. Maar as ek probeer praat, al wat uitkom is geluide wat anders klink as wat ek in my kop hoor. Katte kan meer as 100 verskillende geluide maak, sê pappa. En meeste katte maak net geluide wanneer hulle by mense is. Maar nie een van daardie geluide klink soos woorde nie. My kop voel skielik snaaks. Maak toe jou oë, kom 'n stem in my kop. O? Ek het dan net een oog. Nee, dinge sal regkom, jy sal sien. Is dit Nana wat so praat? Nee, ek verbeel my. Haar stem klink anders. Waaraan het ek gedink? Mense kan meer as 2000 geluide maak en tog sê Jenka dat kommunikasie moeiliker raak. Dis nou so dat mense nie eens hulle self verstaan nie. So baie opsies, so baie geleenthede vir miskommunikasie. Pappa lag vir haar en hulle raak gespanne. Hulle praat harder en hulle kyk verby mekaar. Onsinnige dinge word gesê en die ander mense kom kyk wat aangaan, terwyl Frikkie en Casper bang raak. Ek onthou alles so goed. Pappa wat sê, how profound, en haar a poster child of wokeness noem. Sy wat skree, jy weet niks, want jou generasie sit op julle eie koppe. En ek blameer hulle vir alles. Alles. Wat bedoel jy alles? Pappa skree so hard, my hele lyf gaan aan die bewe. Net alles. Die kamerdeur wat toeslaan, die musiek wat aangaan, die gewone. Pappa sê, hulle moet ons seker vir alles blameer, want hulle kan self niks doen nie. Is so, Timmy. Jong mense is die ergste. En dit gaan al slegter. Toe ek jong was, het hulle nie geweet wie hulle was nie. Nou weet hulle nie eens wat hulle is nie. Die deur gaan oop en Jenka skree, I am offended by your non-awareness. Pappa lag nog harder. Ook maar lank geneem om daai ene uit te dink en Mrs. skree, gaan julle albei na julle kamers? Hulle skree gelyk, met graagte. Of het ek my dit alles verbeel? Ek is nie eens meer seker of ek dinge gedroom het nie. Nana kyk weer na my en sug. Slaap jy, Timmy? Toe maar. Ek is gewoond daaraan om met myself te praat. Sy sit die boek neer en slof na die trap. To be continued, sê sy, sonder om te kyk. En vir die eerste maal besef ek dat Nana 'n goeie kat sou kon wees. As sy net sagter kon loop, want dit sal haar altyd weggee. En nie so stink nie, as ek haar net kon waarsku. Maar wat maak dit ook saak? Ek het geniet haar lesery. Sy het na my gekyk en gesê, dis hoe ouers van lank af al kinders se audioboeke was. Ek dink dis daai ding wat hulle humor noem. By die trap draai sy om. Ek sal dink wat ek nog vir jou kan voorlees, Timmy. Jock of the Bushveld of Jockeveld of the Bush, soos Jenka gesê het toe sy klein was, sal seker nie vir jou werk nie. 'n Te hartseer einde ook, wat my betref. But saying that, which animal stories have happy endings? If the animal dies, the human is sad. And when the human dies, the animal... Sy sug weer. 'n Lang uitblaas van asem. Who knows what the animal thinks? Ag wat, soms wonder ek wat ons almal hier maak. Die lewe is te kort, Timmy. En as jy eers dood is jy vergete. Sy begin afloop. Gaan staan weer. You die twice, you know. Once when you expire and then again when you are forgotten. Tot laat in die nag dink ek aan wat sy gesê het. Dis nie reg nie. Maar wat kan 'n kat, 'n ou kat met een oog, daaraan verander? Skakel gerus môre weer in vir nog 'n episode. En moenie vergeet nie, subscribe, like en share Storytyd Saamstelle.